Hi julle, dankie dat julle na my geluister het. Die vorige uitsending het ons 'n bietjie vinnig gesels oor hoe meet ek die erns van die probleem in my man se lewe, en dis ietsie wat ons doen by Grace Online. Ons vra die manne om 'n vraelys te voltooi sodat ons kan sien hoe ernstig die probleem is. En ek het gesê ek gaan in hierdie volgende videoetjie gou-gou met julle gesels oor 'n kommunikasietegniek wat dames kan toepas met hulle manne om hulle manne positief te ondersteun deur hierdie proses. In die vorige episode het ek gesê dat dit is nodig vir mans om te leer hoe om emosioneel te connect en hoe om met dinge te deel wat in hulle lewe gebeur. En dat mans in Suid-Afrika veral geleer was, cowboys don't cry, jy wys nie jou emosies nie, jy moet vorentoe gaan en jy moet net doen wat van jou verwag word elke oomblik van die dag. Nou, een van die redes hoekom mans nie met hulle emosies deel nie, of nie hulle emosies share met hulle vrouens nie, is omdat dit voel vir hulle of hulle in die moeilikheid kom. So ek het nou besluit, ek het hierdie ding wat ek met my vrou wil deel, nou gaan ek na haar toe, ek sê vir haar, liefie, ek het hierdie probleem, of sy weet van die probleem, ek het die probleem, ek het gister in die mall gestap en ek het iemand gesien wat ek nie moes gesien het nie en ek het na gekyk. En weet julle wat gebeur dan? Dan gaan die vrouens mal en hulle skree en kom kykie vir ander vrouens en jy weet, kondemnasie kom dan as gevolg van die man wat sy hart oopgemaak het en te share. So, die eerste ding wat baie belangrik is dat vrouens moet 'n veilige spasie kan wees vir hulle manne. As jy nie 'n veilige spasie kan wees vir hom nie, dan gaan dit moeilik wees vir hom om sy hart met jou te deel. En natuurlik geld dit aan die ander kant om ook. Vrouens, of manne, jou vrou gaan nie met jou haar deel as jy nie 'n veilige spasie vir haar kan wees nie. So die kwessie hierso is die veiligheid om te kan deel of om te kan share. En dit is, ek glo, die man se verantwoordelikheid. As die man droog gemaak het met hierdie goed, is dit jou verantwoordelikheid om hierdie veilige spasie te kan skep, sodat jou vrou kan hoor wat jy sê op jou hart, en sodat jy dit wat op jou hart is kan reguleer, kan afkryf, weet, van jou skouers af, dat jy die las wat jy saam met jou kan dra, met haar te kan deel. En om dit te doen, gebruik ons 'n tegniek wat ons noem 'n FAST sessie, F-A-S-T, FAST. So die 4 lettertjies F-A-S-T staan vir die volgende woorde. Die eerste ene, die F, staan vir feelings of gevoelens. Wat is die emosies wat ek beleef? En ons leer altyd die manne om te probeer met 5 emosies te connect. 5 emosies, wat is 5 emosies wat ek gevoel het? Weet julle wat? Meeste mans kan nie eers 5 emosies opnoem nie. Hulle sê kwaad, gelukkig, hartseer, en dan haak hulle vas. Want ons is nooit geleer hoe om emosies ewen op 'n kognitiewe vlak te erken en te raak te kan sien nie. So, 5 emosies. So, wanneer jy 'n fast sessie met jou vrou het, of vrou, wanneer jy 'n fast sessie met jou man het, F, gevoelens, 5 emosies. So, dit lyk so, miskien sê ek voel deesdae baie benoud, want ek is bekommerd oor die besigheid, of die finansies, of die kinders se skoolgoed wat hulle moet doen, en dit laat my voel asof ek nie goed genoeg is nie. Ek voel geïrriteerd, ek voel moeg, ek voel geïrriteerd omdat ek dinge probeer regkry by die werk, en dit wil net nie regkom nie, en dit laat my voel asof ek nie goed genoeg is nie, en ek voel minderwaardig as gevolg van dit, voel my waarde geïmpakteer is, en ek hou nie daarvan nie, en dit laat my kwaad voel, en ek voel kwaad want ek kry nie die goed reg wat ek so graag wil regkry nie, en ek wil graag 'n beter mens wees, wat ook al. So ek probeer nou net so vinnig deur 5 emosies te gaan. So dit is wat ek voel, vrou. Dis I statements. Ek voel dit, ek eien wat ek voel, en ek share met jou ten minste 5 emosies. Dit is 'n baie goeie idee, dames en here, om hierdie emosies neer te skryf, op 'n stuk papier neer te skryf. Dit is hierdie is die 5 emosies wat ek met my vrou wil deel,
en dan met daai notaboekie voor jou te sit en te sê, dit is die 5 goedjies wat ek tog graag met jou wil deel vandag. So die A, die F is die eerste lettertjie, die A van die fast staan vir aksies. So wat is die aksies wat ek gaan neem oor die gevoelens wat ek voel? So as ek gesê het, ek voel kwaad of geïrriteerd, ek voel geïrriteerd oor die kinders skool, bla bla bla, wat ook al, en wat ek gaan doen, die aksie wat ek gaan doen met die irritasie, is ek gaan dit joernaal, of ek gaan dit deel met iemand in die program, of ek gaan bid daaroor, of ek gaan praise and worship doen, en ek gaan daai frustrasie, of daai kwaad, of daai woede, of daai opgewondenheid, of irritasie, of wat ook al, gaan ek vir die Here gee, gaan ek na die Here toe vat. Jy weet, so die A staan vir aksies. Wat is die aksies wat ek gaan doen om te deel met die emosies wat ek sopas genoem het? So as jy 5 emosies het onder F, kan jy maklik 5 of miskien 3 of 4 aksies hê oor dinge wat jy gaan doen oor die emosies. Die A het 'n tweede applikasie ook. Die tweede applikasie gaan oor wat is die aksies van recovery? Wat is dit wat ek mee besig is in my herstelproses om te groei? Die punt hierso is om my vrou te involve, te include, in te bring in my eie recovery, herstel, avontuur in. So ek is besig om deur die secret list te gaan, of ek kyk na die stelsel van addiction, of ek kyk na wat ook al jy mee besig is in jou recovery, jou aksies om beter te word, om te herstel van die kompulsiewe ongewenste gedrag. Die S van die fast woordjie staan vir slips, secrets and strengths. So hy het 3 toepassings. So is lekker, die feelings het 1 toepassing, wat is die gevoelens wat ek voel. Die A het 2 toepassings, wat is die aksies wat ek vat oor die gevoelens, en wat is die aksies wat ek vat in my herstelproses. Die S het 3 toepassings, slips, secrets and strengths. As dit jou eerste keer is, dame, om so 'n sessie met jou man te hê, dan sal ek sê fokus op sterkpunte, en wat is vir jou 'n tekortkoming? Waar het jy 'n mislukking gehad? Ons is niemand perfek nie, miskien het jy gesukkel met humeur, of miskien het jy, ek weet nie, jou geduld verloor met 'n situasie in die huis, of miskien het jou stem verhef. Wat is dit wat jy mee sukkel? Wat is jou 5 gevoelens? Wat is wat jy doen oor jou gevoelens? En wat is jou slips? Waar het jy misluk, of waar het jy gefaal in die lewe? En dan share ek dit. Vir die manne se kant sal dit wees, 'n slip is gewoonlik ietsie wat ek gedoen het, wat ek nie moes gedoen het nie, maar dit is nie die volle terugslag gedrag nie. So is nie weer die volle pornografie nie. Dit is gewoonlik ietsie wat ek gedoen het, wat my na daai rigting toe vat. Ek het te lank gekyk, of ek het op my foon rondgegaan, en ek het na 'n profile gekyk wat ek nie moes gesien het nie, of ek het WhatsApp foto's van mense geskraal en gekyk na dit, en sulke tipe goeie. So slips, wat is die geheime? Wat is daar enige geheime wat ek het? Manne, daar's niks so powerful om vir jou vrou in die oog te kyk en sê ek het niks geheime van jou af nie. Alles wat nodig is nou op die tafel. Dis nou mee gedeel. Ek wil ook dan net sê, dames, dat ek dink nie dit is gesond altyd vir die manne om net al die detail, al die gemors, al die goeders net uit te bring op die tafel, daar uit te bleh, en nou moet die vrouens daarmee deel nie, want daar's baie keer detail, fyn stukkies inligting wat meer skade bring, wat geen doel dien nie. Ons noem dit pain shopping. Alle vrouens wil die waarheid, die volle waarheid, en niks behalwe die waarheid weet nie, so help me God. Maar daar's detail wat in daai waarheid weggesteek is, wat ongelooflike skade kan berokken, wat daar geen waarde in is om dit te sê nie. En ek weet baie vrouens gaan met my nie saamstem nie, want ons wil so graag al die detail weet. Maar of die girl nou ponytails gehad het, en waar tattoo sit, en wat se kleur, ek weet nie, onderklere, whatever, daai goed, wat maak dit verander niks in die situasie nie. Jy is welkom uit te reik na my toe, stuur my 'n WhatsApp,
op 0825571587 as jy nie met my saamstem oor hierdie punt nie en jy wil al die detail weet, jy wil weet elke dingetjie wat jy nodig het om te weet. Maar partykeer dink ek dit doen net meer skade as wat dit goed doen. So en dan die T. Die sterkpunte. Wat is my sterkpunte? Wat is my slips, my secrets, my sterkpunte? Ek dink ek is 'n goeie vrou, ek dink ek is ondersteunend, ek is lief vir my man, ek is lief vir my familie, manne, jy share dieselfde daarso. En dan die laaste lettertjie van die fast sessie is die T. En hy staan vir threats of bedreigings. Nou, dis uiters belangrik dat ons ook ons bedreigings, wat is dit in jou omgewing of in jou milieu of in jou wêreld wat vir jou herstelproses 'n bedreiging is. Miskien is dit iemand by die werk. Miskien is dit iemand wat vir jou WhatsApp boodskap stuur. Miskien is dit e-mails. Miskien is dit 'n website. Miskien is dit toegang tot 'n tegnologie wat jou blootstelling gee aan die ongewenste gedrag. En dan in die laaste stukkie wil ek net sê, en daar's nog so 'n paar minute oor van hierdie uitsending, is hoe word hierdie fase-sessie aangebied? En dit is miskien belangriker as die inhoud van wat gebeur tydens 'n fast-sessie, is hoe dit aangebied word. Nommer 1, jy moet 'n vaste tyd maak. So dit is vanaand 8:00, as die kinders in die bed is, van 7:45 af tot, jy het net 20 minute nodig, tot 35 minute oor 8, 20 minute FAST, as jy 5 minute op elkeen van hierdie FAST punte spandeer, is dit 20 minute. So die eerste ding is, moet 'n vaste tyd hê en daai tyd dan moenie onderbrekings wees nie. So maak seker jy is veilig, jy kan gesels met mekaar. Die tweede punt, en hierdie is die belangrikste punt. En hierdie is die punt wat die meeste mense nie doen nie. En as hulle dit nie doen nie, dan I wash my hands. Dan is dit nie wat ons voorgestel het nie, dan moet 'n 24 uur no communication or no response or no reaction reël wees. So vir 24 uur na die FAST sessie is daar geen respons. So, net stil. En tydens die FAST sessie wil ons hê die ontvanger, as die vrou eers die fast aanbied, dan wil ons hê die man moet net stil bly en luister en hy mag na 24 uur dan ook 'n fast sessie doen of dan reageer op die nuwe inligting wat hy geleer het. Hierdie is verskriklik belangrik. Vir die manne, as jy na jou vrou toe gaan, dis moeilik, dames, om stil te bly en net te luister na wat hy sê, maar deur stil te bly en te luister en nie te reageer nie. Daar's 'n verskil tussen react en respond. Om nie te react nie, maar om te dink oor hoe ek gaan respond. Lê die veiligheid wat jy so bitter graag vir jou man wil gee. En sonder dit gaan dit nie moontlik wees vir hom om veilig te voel wanneer hy sy hartsake met jou wil deel nie. So maak die ooreenkoms voor die tyd dat vir 24 uur gaan nog geen terugslag wees nie. Dames, ek weet, julle het geleer hoe om julle emosies te reguleer deur te praat. Julle verstaan die waarde van praat. So nou het jy die seer gehoor van jou man af. Nou wil jy met hom praat, want dit is die binnekant jou. En dis die oomblik wat jy 'n span dames rondom jou moet hê om hierdie goeters mee deur te kan praat, sodat jy ook die verligting en die genesing en die bevrydende krag van die Here in jou lewe kan inlaat en dat jy nie so swaar hoef te dra aan hierdie moeilike inligting wat jy so pas van geleer het van jou man nie. So, en dit is waar die organisasie van Grace Online so fenomenaal is. Ons het nou oor 110 vrouens op die proses. Ons nog omtrent 20 vrouens wat deur die proses is, so omtrent 130 vrouens wat gereed staan met oop arms en wat jou uitnooi om te connect met hulle, om hierdie pad te stap. Moenie wag tot jy op hierdie punt kom voordat jy uitreik na ons nie, want ons kan jou help met die brief skryf en met die fase-sessies en om die vrouens rondom jou te sit en sessies waar jy met my persoonlik kan gesels. So as jy op 'n punt is dat jy voel iets moet gebeur en iets moet verander, reik asseblief uit, stuur my 'n WhatsApp en ons sal jou in kontak sit met 'n fenominale span van dames wat heel moontlik deur dieselfde is en wat besig is om gesond te word en beter mense uit te stap aan die ander kant. So dankie julle, dit was so 14 minute gewees. Dit was lekker gewees met julle te gesels oor die FAST sessie. As dit vir jou interessant was en jy dit geniet, kom terug na die volgende sessie toe. Ek dink in die volgende sessie gaan ek bietjie
dieper verduidelik wat ons in die dameskant van die program doen en hoe ons dames se genesingsproses hanteer. Baie dankie dat julle na my geluister het. Ek sien julle in die volgende episode. Baie dankie.